Baie welkom by ons bidhiergeleentheid. Ons gaan uit Genesis 42 vanaand voort en ek wil so graag hê na die gebedsonderwerpe kyk. Baie keer vra mense, hoe kan ek sinvol bid vir ons land? En jy gaan sien na die gebedsonderwerpe, spesifiek die konferensie wat tans plaasvind, hoe jy as Christen daarvoor kan intree. Nou die hongersnood wat God vir Egipte daar geplaas het, was deel van sy plan. Deel van sy plan vir Egipte, vir die nabye ooste, maar veral vir hulle wat in Kanaan was. So sou die Here iets laat gebeur, wat oor 7 jaar 'n groot deel van die bekende wêreld dramaties sou beïnvloed het. Dit wys weer vir ons hoe die Here die wêreld regeer. Ons sien in hierdie gedeelte hoe hy sy plan en voorsienigheid uitwerk op maniere wat ons nie altyd kan verstaan nie. Ons lees in vers 1 tot vers 5, toe Jakob verneem dat daar graan in Egipte is, sê vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar en kyk? Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egipte, gaan en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons. 10 broers van Josef is toe weg na Egipte toe, om koring te koop. Jakob het nie Josef sy broer Benjamin aangestuur nie, want het hy gesê, net nog gebeur daar iets met hom. Die seuns van Israel, saam met ander mense gegaan, wat ook koring in Egipte wou gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. So, hier gaan Jakob se kinders om te gaan koring koop in Egipte. Die interessante is, die Here sou daar wees vir sy volk, al sou hulle niks van sy hand verstaan, al het hulle dit glad nie verdien nie. Die Here het 'n plan gehad, daardie plan sou hy tot uitvoering gebring het, en dis heerlik om dit in hierdie gedeelte so te kan sien. Dis wonderlik as jou oë kan oop wees, om die hand van die Here te kan raak sien. Nou, die Here stuur hierdie situasie, en al wat Jakob se kinders kan raak sien, is die hongersnood, hulle diere wat swaar kry. Vir hulle lyk die omstandighede wanhoopig, maar die Here gebruik dit om hulle in Egipte te bring. Soms gebruik die Here dit wat ons slegte omstandighede noem, sodat sy plan kan verwesenlik. Selfs al lyk dit vir Jakob asof alles wat die Here doen teen hom is dit ver van die waarheid verwyder. Ons weet dat die Here se plan nou begin ontvou. Dit sou die manier wees om Josef se broers weer in kontak met hom te bring. Dit sou die proses van versoening en versorging laat begin. Oor en oor sien ons hoe die Here met een daad 'n klomp dinge laat gebeur. En dan lees ons in vers 6 tot 28 'n hele aantal dinge. Josef se broers kom en onwetend buig hulle voor Josef. Wat hulle met Josef gedoen het, word nou aangespreek. Daardie drome wat Josef gehad het, is nou besig om in vervulling te gaan. Dit het besonderse gevolge. Kom ons kyk net bietjie hoe sê vers 6 dit. Josef was in beheer van Egipte. Hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra, waarvandaan is julle? Hulle het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Kyk net hoe Josef se broers nou kom en voor hom buig, hulle gesigte is op die grond. Toe hulle Josef verkoop het niemand vir hulle vertel hoe hierdie storie nog gaan eindig nie. Maar die Here het 'n plan, hoe onwaarskynlik dit ook al is, dit gaan verwesenlik word, en ons sien dit as sy broers voor hom buig. Jy onthou die 2 drome van Josef, en jy sien nou hoe elkeen in vervulling gaan. Hy het geen idee gehad, dat hy sou gebruik word, om sy mense te spaar in tye van groot nood nie. Ons word vertel, dat Josef sy broers herken het, en dis aangrypend as jy dit lees, dat hy aan sy drome gedink het. Maar word vertel dat hy sy broers herken het. Hulle het hom nie herken nie. Jy wonder wat het deur sy gedagtes gegaan toe hy sy broers sien. Aan die einde van hierdie hoofstuk sien ons ook sy broers word verander. Maar sê vers 9, hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê, julle is spioene. Met ander woorde, hy het besef dat die Here daardie plan nou hier uitwerk. En dis waarom hy optree soos hy optree. Hy besef nou, die droom het gesê, sy hele gesin gaan voor hom buig. Die koringgerwe, hy het besef dit iets met die koring te maak. Sy hele gesin sal dus moet afkom Egipte toe. En hy het begin besef, daardie droom is nog nie heeltemal waar nie. Daarom begin hy deur hulle te beskuldig dat hulle spioene is. 10 broers verlaat 'n land, kom Egipte toe. Dis 'n bietjie verdag as dit nie waar nie.
Sou enige pa sy 10 seuns stuur? Sou 'n pa van 'n ander land af al sy kinders in 'n gevaarlike tyd stuur om te gaan kos koop? Josef wil dit vir hulle wys uit rede om agterdogtig te wees. Dan vra hy, hoe kan ek glo dat julle 10 broers is? En dan sê hulle, ons is eintlik 12. Een is nog by ons pa en een is dood. En hulle begin om al meer inligting oor hulle familie gee, om die geloofwaardigheid van hulle storie te kan bevestig. En dan sê vers 15, hieraan sal ek julle toets, so seker as die farao leef, julle sal nie hier weggaan voordat julle jongste broer hierin gebring is nie. Stuur een van julle om hom te gaan haal. Julle anders sal gevange gehou word, so sal ek vasstel of julle die waarheid praat of nie. So seker as die farao leef, julle spioene. Josef het hulle 3 dae lank aangehou. Dis interessant. Die gedagte oor en oor is dit die waarheid. Hulle broers of sy broers het juist nie die waarheid lief gehad nie. Maar in vers 17 sien jy dat Josef hulle net vir 3 dae in die tronk hou. As jy dink Josef is wraksugtig, dan maak jy 'n fout, want hy is eintlik baie goed vir hulle. Hulle bly 3 dae in die tronk. Hy was daar vir minstens 3 jaar. Hy was 17 jaar as 'n slaaf. As hy wil wraak neem, is dit nou nie eintlik die manier om dit te doen nie. Aanvanklik sê hy dat een van hulle kan agterbly, maar die res kan teruggaan huis toe. Wanneer hy met sy plan vorendag kom, laat hulle almal teruggaan. Hy voorsien hulle van kos vir hulle reis, gee al hulle geld terug. Dis nie hoe iemand optree wat wraak wil neem nie. Josef het die lewe saam met hierdie mense ervaar. Hy stel nie belang om weer in daardie verhouding betrokke te raak as dit weer dieselfde gaan wees nie. En die Here gebruik daardie begeerte om iets op hulle harte te bring sodat daar bekering sal wees. Jy onthou dat hulle die geroep van hulle broer Josef, sê Genesis 37, gehoor het toe hulle hom verkoop het. Maar dit hulle harte nie geraak nie. Hulle het gesien hoe dit hulle pa in trane was. Dit hulle harte nie verander nie. Nou gaan die Here uiteindelik 'n boodskap bring wat hulle gaan tref. En nou lees ons in vers 21. Hulle het vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het. Ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Toe sê Reuben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie kind vergryp nie. Maar julle wou nie luister nie. Daarom word sy dood nou op ons gewreek. Hierdie manne het presies geweet wat aangaan. Hulle het ook gesien hoe dat die Here se plan na vervulling gaan, ook oor hulle sonde. Vir die eerste keer erken hulle dat dit verkeerd was wat aan hulle broer gedoen het. Hulle het sy benoudheid gesien, en nou is daardie benoudheid by hulle. So dis die hand van die Here wat hier werksaam is. En as ons dit sien, dan moet ons ons afvra, baie keer is daar huweliksspanning, familiespanning, ook in hierdie tyd. Wat is die Here besig om te doen? Op een plek is dit duidelik dat Moses glo, dat die broers van Josef reg is om te dink dat God sy straf oor hulle bring. Op 'n ander plek aan lyk dit weer of hulle uit vrees optree. Jy onthou toe hulle die sakke oopmaak en al die geld daar kry. Want dit was Josef wat die geld teruggesit het. Hy was nie van plan om geld by sy familie te neem, sodat hy vir hulle kan versorg nie. Kyk maar net hoe sy hart gelyk, hoe die Here in sy hart het gewerk. Maar blykbaar het een van die dienaars 'n fout gemaak, Josef se dienaars. Hy het die geld in hulle sakke gesit. Toe die graan oopmaak, dit was in die verkeerde sak. Daar het hulle dadelik die geld gesien. Toe hulle by hulle pa kom, het hulle die sakke gaan oopmaak. En hulle het onmiddellike reaksie was, ag nee, die Here is teen ons. Want hulle het sy plan verkeerd gelees. Weet jy, die Here was nie teen hulle nie. Deur Josef was hy vir hulle. Ons sukkel soms om dit wat God doen, reg te interpreteer. In Romeine 1 vers 18 sê Paulus dat die toorn van God geopenbaar word. En een van die maniere hoe dit geopenbaar word, is juis as die Here se planne na vore kom. Vir die eerste keer tref het hulle, besef hulle wat hulle gedoen het, dat dit wat hulle nou ontvang regverdig is. Weet jy wat maak Josef? Hy het alles gehoor wat hulle gesê het. As deel van sy vermomming, het hy nie met hulle taal gepraat nie. Hy hoor elke woord en maak al die ou wonde weer oop. Hy moet wegdraai om sy kalmte te herwin. Want die Here begin om 'n buitengewone werk te doen. 'n Werk wat Josef nooit kon voorsien nie, wat Jakob nie kon voorsien nie, wat sy broers nie kon voorsien nie. En God se toorn word hier in sy voorsienigheid geopenbaar. In hierdie geval is dit by die oog op die bekering van Josef se broers, sodat die Here 'n wonderlike verlossing kan bewerkstellig. Moses wys vir ons
dat daar 'n diep verdeeldheid was in die familie van Jakob. Uiteindelik sou hulle vir hulle pa alles moes gaan vertel. Jy onthou die laaste keer wat die 10 broers die storie aan hulle pa vertel het wat ver van hulle af gebeur het, was 'n leuen oor Josef. Hulle het die hele storie versin, die klere geskeur, bloed daarop gegooi. Nou, so pynlik as dit vir hulle moes wees om die waarheid te vertel, het hulle vir hulle pa presies vertel wat gebeur het. En soos jy kan verwag, was hulle pa nie gelukkig nie. Ek lees vir jou, toe die seuns hulle graansakke leegmaak, kry elkeen sy beursie met geld in sy sak. Toe hulle dit sien, was hulle en hulle pa baie bang. En het hy vir hulle gesê, julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie, Simeon is nie meer hier nie, nou wil nog vir Benjamin ook wegvat. En ek lê daaronder. Jakob het nie presies geweet wat met Josef gebeur het nie. Maar ons sien, ook in hierdie vers, dat hy nooit die storie geglo het, dat 'n dier hom verskeur het nie. Hy het geweet dat sy ander seuns iets te maak gehad het met die dood van hulle broer, maar hy kon dit nooit bewys nie. Daarom het hy hierdie harde woorde vir hulle. Hy sê, julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie. Simeon is weggeneem. Nou Benjamin ook. Ek gaan ons bediergedeelte afsluit vanaand. Ek wil vir jou sê, ek en jy weet nie altyd wat die Here doen nie. Maar jy moet glo dat hy wat die verbond met ons gesluit het, dit goed bedoel. Ons moet glo dat uiteindelik sy koninkryksplan sal laat gebeur. Ons is verantwoordelik om hom te vertrou, hom te vra om ons te leer hoe ons in getrouheid kan voortgaan. En nou het ek vir ons 'n aantal gebedsonderwerpe waaroor ons moet saam bid. En ek het gesê ek wil hê met spesifiek vir ons land bid. Kom ons dank die Here vir sy versorging. Kom ons bid vir die ANC wat vir sy nasionale algemene raad byeenkom en dit gaan die rigting van die regering van nasionale eenheid, die stabiliteit van Suid-Afrika beïnvloed. Bid vir die vorming van prioriteite by die vergadering, beleidsrigting, ekonomiese besluite, die eenheid van leiers wat verantwoordelikheid dra vir miljoene. Kom ons bid vir wysheid en integriteit. Ons bid vir wysheid en waarheid. Ons bid dat die faksies, die wetywering en die politieke agendas vervang sal word. Ons bid dat korrupsie, etiese mislukking, verkeerde motiewe eerlik aangespreek sal word. Ons bid dat besluite in die beste belang van die mense van Suid-Afrika geneem sal word. Dankie dat jy saam met ons bid.